Daar is Janine van die Kerk van Radio Kansel. Dis my gunsteling spot dat ek elke Vrydag met jou op my afdag deel. En hierdie week was opwindend, hè? Wallpapers vir die lewe. Daar was honderde mense wat gesê het ja, hulle wil skrif in hulle kop kry en hulle dink dis 'n great idee om 'n wallpaper op jou foon te sit met die skrif wat jy in jou kop wil kry. Nou, elke keer as jou foon optel, sien jy hom, herhaling. En sodra jy daai skrif in jou kop het, dan sit jy die volgende ene op. Wallpapers vir die lewe, dis op al wat 'n platform is. Gaan kry dit vir jou en wees deel van die beweging. Maar ek het vir jou 'n voorstel. Hoekom sou jy dit alleen wil doen? Hoekom doen jy dit nie saam met iemand nie? Jy en jou vriendinne, jou vriende, jou selgroep, kerkmense, jou gesin. Kry die hele spul om almal dieselfde wallpaper op te hê. En elke keer as jy mekaar sien, dan vra jy die skrif. Sê maar, dis Spreuke 4:23, dan sê en en dan kan julle vir mekaar bly sê totdat almal van julle dit ken, almal op dieselfde bladsy is en julle almal mekaar tot verantwoording kan roep oor daai skrif. Dit sal fun wees. Klop aan die badkamer deur. Hey, wat sê Spreuke 4:23? Tot almal dit in hulle kop het. Want hoe meer skrif ons in ons kop het, hoe minder kan mense vir ons lieg en vir ons 'n rad voor die oë draai omdat dit heilig klink, maar ons weet nie wat daar staan nie. Nou ek het ons ding vir die dag. Ek wil praat oor halwe skrifte, want dis een van die dinge wat ons so pootjie. Byvoorbeeld, ons praat hierdie week oor Filippense 4:13. Almal ken dit. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Maar dan gebruik hulle daai skrif amper as 'n tipe gelukstalisman wat eintlik sê die Here gaan my nou krag gee, so maak nie saak wat dit is wat ek wil doen nie, ek sal dit suksesvol doen want die Here gee my krag. Soos 'n boost. Maar die konteks en verband, as jy nou Raymond Lombard volg, hy praat altyd van konteks en verband, is vers 12. As jy daar gaan lees, sien jy baie vinnig Paulus sê hy het geleer om tevrede te wees of hy te min het en of hy genoeg het. Hy moes vas omdat hy honger was. Hy ken van oorgenoeg en hy ken gebrek en in dit het hy geleer om tevrede te wees. Dis waar die krag is. In jou donkerste tye en in jou goeie tye het jy krag om tevrede te wees, om sy hand te sien, om sy wil te soek en dan vas te hou in daai hand en dan dra hy jou daardeur. Dit is die Here wat jou nie laat los nie. Dis hoekom dit sulke goeie nuus is. So konteks en verband. Ken daai skrif, ek gaan hom vir jou opsit. Filippense 4:13, maar gaan lees nou die skrif om dit, dat jy die volle prentjie het. Kry hom in jou kop en dan doen ons die lewe saam met hom. Nou maar toe, dis Vrydag, dis my afdag, môre draf ons ver, okay?